God is lief vir jou, hy wil jou nie verloor. Amen. Jy is deur hom gemaak, toe jy van hom gesteel, en toe hy jou weer teruggekoop. Dus moet jy nie keuse maak om hom te los. Ek kry 4 soorte liefde. Ek kom dit so. Ek hoop ek is nog reg onthou. So eros is tussen 'n man en 'n vrou, een man en een vrou, nie ek op bedoel nie. En dan storige liefde is reg om onthou, is ek reg? Okay. Dis tussen gesinslede. Okay, die Gerbers het 'n klein mensie bygekry, baie geluk. Maar hulle het 9 maande lank het hulle vir daai klein mensie gewag. En al daai opgewondenheid om daai klein ding deel van die familie te maak, en by die hospitaal te sit en wag dat daai klein ding sy verskyning maak, en nou is daar in het lewe wat voor lê vir daai klein ding, om liefgehad te word. En dit is wat tussen gesinslede is. So, ek het hierdie ding altyd gehad van, ek mag my sissies boelie, maar niemand anders mag gaan hulle raak. Dan sê jy dit buiten te kry. So gesinslede beskerm mekaar. En selfs maak nie saak hoe daai kind is nie, maak nie saak hoe hulle optree nie. Daar is daai liefde, daai beskerming tussen gesinslede. Soms ongelukkig met die duiwelse inmenging, kry gesinslede seer. En sommige van hulle maak stupid foute en dan is daar 'n hele proses om te besluit, gaan jy daai kind deel af van jou lewe of gaan hy moet een kant toe gaan of wat ook al. Maar jou liefde vir daai persoon hou nooit op nie. Dan die ander ene, as ek reg onthou, is vriendeliefde. Dis 'n vriende. Dis die regte naam. Die wat? Vriendeliefde. Ja. P-H-I-L. Nee, okay. En dit is die liefde tussen vriende. So familie kan jy nie kies nie, maar vriende kan jy kies. Dit is gevaarlik, maar dan word jy geconnect met die tipe vriende met wie jy uitkom. En hulle kan jou beïnvloed om het sy positief of het sy negatief te gaan. En gewoonlik is vriendelike liefde in lewensseisoene gekoppel. So elke seisoen trek sy eie mense na jou toe en dan word jy met daai seisoen met jou saam. Ek kry vriendskappe soos David en Jonathan gehad het, en dan ek glo nie jou bestie die op jou skool was, is nou nie jou bestie. Jy het nou 'n ander bestie. Ek het nie meer besties. Ek het net van die lede. So, en dan is daar, en dit is die belangrikste, agape liefde. Dit is die liefde van God. Al die aansien van God is aan daardie liefde gekoppel. En dit is baie meer as net God se liefde vir ons. En dit is een van die moeilikste liefdes wat daar is, want dit eis baie. Want dit sit jou op die agtergrond, terwyl almal verder op die voorgrond is. Of hulle dit verdien of nie. En dit is hoe jy moet optree teenoor ander mense, tot op die heel laaste dag wat jy geoordeel word. Waar Jesus ons sê, vir soveel jy dit aan ander gedoen het, het jy dit aan my gedoen. So, kom ons lees 1 Korintiërs 13, en ek gaan hom vers vir vers vat. So, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of vir my dit 'n simbool geword. Dit maak nie saak wat jy hoe sê nie, as die woorde nie uit liefde is nie, is jy 'n leerling, en leerlinge maak die meeste lawaai. Soms dink ons nie voordat ons praat nie. Ons kan ander mense sleg sê, en ons kan hulle selfs verhoor met ons tong. Jakobus 5 vertel ons van die mag van die tong. En dit kan vloeke of seëninge oor ander mense blaas. En jy moet versigtig wat jy sê, want wat jy sê sal jy nie.
So laat jou woorde met sout besprinkel wees. En wat beteken dit? Eendag het Mia by my kom bly vir nag, sy was nog 'n baba, en daar was nie bottel in die huis. En toe vra Toria vir my, gaan ek die bottel skoonmaak? Toe sê ek, dis alright, kook water en sout. En haar ma sê, So, sout maak skoon, dit ontsmet en dit genees. En ons moet vir God vra om ons lippe en tong te aan te raak met 'n profiel van sy altaar. Beteken dit nou dat mense negatiewe goed net kan ignoreer? Stil bly op. Nope. Dis nie wat jy sê nie, dit is hoe jy dit sê. En die waarheid moet gespreek word, want dit is die waarheid wat mense vrymaak. Al wil hulle dit nie noodwendig hoor nie. Iemand kan by die lokal inloop en al die mense kyk ou persoon die hele tyd aan. En fluister agter hulle hande vir daai persoon en hulle staar daai persoon aan. En hy weet nie waaroor dit gaan nie. Hy gaan nog gemaklik voel, maar hy gaan nie weet waaroor dit gaan nie. Totdat daar iemand is wat bereid sal wees om na daai persoon toe te gaan om te sê, jy het verkeerde skoene paar aan, of jou hemp is onderste bo aangetrek, of iets in daai lyn. Gaan hy nie weet waaroor dit gaan nie. Hy sal ongemaklik wees, totdat hy kan regmaak wat fout is. En dis maar net een voorbeeld. So iemand moes bereid gewees het om vir daai ou regtig te gaan sê, kyk jy, gemaak 'n plan. Maar as jy net stil bly, gaan niemand niks weet nie. En wie het dan lief gehad? Die mense wat geskinder het, of die een wat gaan sê het? Waar persoon in die ongemaklike posisie gesit het, om vir hom te sê wat fout is. So vers 2. Al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek geloof hê, sodat ek werke kan versit, en ek het nie liefde nie, waar dit my niks. En al sou ek my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Nou, ek gaan hier nie terug saam. Daar is 'n liedjie wat Cathy Formoon gesing het, nagelaat, het jy nog al gehoor? Van die mamma wat die dogter alles leer, wat sy in die lewe moet weet. Sy leer om kos te maak, sy leer om huis te hou, sy leer om aan te trek, sy weet hoe om mense te ontvang en gasvry te wees. Sy het goeie maniere, maar haar ma het iets vergeet, en dit was die belangrikste wat sy moes geleer het. En dit is om met Jesus te kan praat. So, al die goed kan jy doen. Wat help dit? Jy staan bo mense uit met al die goed. En jy kort Jesus. Dit is soos 'n man wat sy huis op die sak bou, want toe die reën val, met retrenchments, ander regerings, ongelukke wat jou laat skep, toe val die hele huis plat. En hier is hartseer. Hier is regtig hartseer. Want al sou jy jou liggaam oorgee om verbrand te word, en jy het nie liefde nie, waar het jy niks. Nou, julle weet als wat ding wat sê God is love. So jy gaan dit verander daar so jy sê jy het nie God nie. Is dit jou niks gehad nie. Ek het met die Here gepraat met elke versie en ek het hom gevra om asseblief vir my voorbeelde te gee. En 9:11 het opgekom, 9/11. Dit het baie hulde voorgebring. Want mense was bereid gewees om in daai torings in te storm om mense daar te gaan uithaal. En ek glo mense moes van die huis af gebel gewees het, want ek glo nie, daar was genoeg responders op 'n skofte op daai mense baie te help. So, vir daai mense, behalwe dat dit 'n bietjie meer opwinding was vir die dag, het 'n gewone dag beleef, want dit is wat hulle elke dag doen. Maar toe
toe moes hulle op hardloop boontoe. En daai doringstuin. En hulle wat ander mense moes gaan help het selfs slagoffers geword. Hulle liggame het letterlik gebrand. En nou het ek 'n vraag gekry. En ek veroordeel glad nie as ek dit sê nie, maar was hulle gereed om hulle ewigheid te betree? En kon die wat Jesus nie op daai dag geken het nie, deur hulle heldendaad 'n plek in die hemel koop. As hulle vir Jesus die enigste deur was, daai dag nie gewen het nie, wat het hulle heldendaad hulle gebaat? En dis maar net een voorbeeld. Want vers 4 tot 8 definieer die eienskappe van hierdie akkerbei-liefde. En die beklemtoon ander mense en nie net jouself nie. Ek gaan dit nie vers vir vers lees nie, ek kan so los is op die van, sodat ons wat gaan kan lees. Goeie liefde is langmoedig, so ek gaan weer gaan gestop bly langmoedig. Hoe lang sal jy wag vir iemand van wie jy lief is? Ek gaan gou 'n scenario skep en toe ek het genoem het, toe is ek nogal, ja, dit is so. Maar ek glo elke man wat hiersit gaan dit kan identifiseer daarmee. En julle het 'n afspraak op 'n sekere tyd, kom ons sê 3 uur by 'n plek. En julle moet ten minste 2:30 ry op 'n tydstuk kan wees. En dan 2:25 moet julle uit die huis uit wees, nee? Maar soos 2:20 is die vrou nog nie laaste by klaar nie. En dan kan julle? En dan kook julle en dan dit, ek dacht ons kan laat wees. Dan sal hy die wat sê die vaart en die reply stil dit uit. En dan sê weer sy kom my nie man by nie. Nou vir die wat tijdsbesteed dan kom jy op 'n punt waar jy sê, okay, hier voordat ek moet ry, moet ek begin ry, nie hier voordat ek daar moet wees nie. En dan as jy kinders het, dan moet jy nog vroeër opstaan om daar die ook nog in te werk daarso. En so kan klein vakansies, nie net 'n woord vernieuw, maar ek kan al hele dag gaan verder. Nou die eerste 2 of 3 keer kan moontlik verbygaan. Die man sal nog sê, okay, fine, sal net maar 'n bietjie wag. Maar hoe gereeld gebeur dit? En dan, die Bybel sê die mans met die vrouens en ergens dan dat die vrou die man En wat vir my interessant was langmoedigheid is die eerste eienskap wat genoem word. En dit word ook in die vrug van die gees genoem. Okay, so, eendag het 'n prediker genoem dat as hy gesê het, hulle gaan eers heen en sy vrou sê, ek is amper klaar, maar dan maak hy eers maar 'n koppie koffie en hy gee hom 'n kos en hy lees sy koerant en dan weet hy, is laat. Ek gaan vir die man 'n tip gee, met vir 'n vrou sê, hier voor die wat jy moet al daar wees, dan gaan jy miskien die tyd sê dag. Goed, vriendelikheid. Dit kos niks. En dis geniet. En dis ook 'n vrug van die gees. Jy weet nie as jy ander mense sien, hoe hulle dag tot 'n skerp en dan doen hulle goedjies en jy raak kort gebonde omdat jy deur jou dag gegaan het en dan sal jy iemand iets toeslaan en hulle iets terug toe en voordat jy weet is daar die hele dag. En eintlik het julle albei op dat stadium net een nodig gehad, vriendelikheid. Dit sal mense om jou nou positief reageer. As jy beskik raak met mense, dan is dit op die verdediging. Maar as jy bereid is, kill them of kindness, dan sal hulle nogal doen wat jy gesê het om te doen. Okay. Nou die volgende het ek 'n bietjie meer gesukkel, nie jaloers nie. Want in die wet staan die heel eerste versie, sê God is 'n jaloerse God, nie die heel eerste wet.
En hy staan daar, en mag nie jaloers wees nie, en dis dieselfde God wat hy wet gegee. So ek het nogal 'n rukkie met hom gesit met hierdie een, ek het nogal 'n gesprek gehad, en toe kry ek uit die einste wet by die antwoord, en dit was nie die heel eerste wet nie, maar die laaste wet wat hy vir my uitgewys het. Begeer nie jou naaste so goed nie. Want neidigheid is baie lelike eienskap, en dit veroorsaak rivalry tussen mense. Hoekom moet ek in 'n pantokkie bly, terwyl daardie ou in 'n paleis bly? Maar intussen het jy al 2 'n dak oor jou kop. Jy moet tevrede wees met wat jy het, want jy weet nie wat binne in daai paleis se mure aan die gang is nie. Wie sê mense slaap daar rustig? Ek het gister net vanoggend gepraat oor iemand wat die vrou het 'n sakpatats voor en daar gegooi en toe dit haar gearresteer, want sy was deel van daai sakpatats. So, maar dit is ander mense so goed wat hulle gevat het. Hoe kan hulle slaap? Hoe gaan hulle slaap? As jy dalk jou naaste so rooi vuurwaal gehad het, sou jy dalk 16 ander gewees het, want jy is dalk 'n spoedvraat. En dan weet jy net 'n klein karretjie wat paf hier om die draaie en dit bring jy veilig van punt A na punt B. Daar's mense wat anders plase begeer, maar as hulle dit kry, hoeveel van hulle kan kommersieel boer? En hoeveel van hulle kan ander mense daarmee help? Wat is daai melkplaas wat hulle gehad het, en toe die hele ding staan net. Dit staan nie, daar's niks van nie. So gun die mense die son om oor hulle te skyn. Groot, praat nie groot nie. Nou, maar my net altyd gesê, dat was pryse is sterk. Maar jy moet liever dat ander mense van jou praat, as wat jy dit self gaan doen. Vervang die eie ek met Jesus se genade oor my. Jou linkerhand moet nie weet wat jy regterhand doen nie. En sodra jy iets nice vir iemand gedoen het, vergeet altyd daarvan. As jy nie iets nice gedoen het, nie gaan vra asseblief eers verskoning en dan vergeet jy daarvan. Goed is nie opgeblaas nie. Weet jy wat dit is? Tevrede met net mooi niks op aarde nie, klaar oor alles, onthou net in die lewe skuld niemand niks. Maar jy kan 'n verskil maak aan ander mense se lewe deur jou houding, so let it count. Handel nie onwelvoeglik nie. Of wat ek hieroor kan sê, is sy weet hoe 'n dame hom het gedra, hy weet hoe 'n held hom het gedra, enigiets anders is onwelvoeglik. Soek nie sy eie belang nie. Not me, myself and I. Want dit gaan nie oor jouself nie, maar oor ander mense se behoeftes. Onthou weer 'n keer Matteus 25 nie. Let wel, en ek wil dit doen, behoeftes nie misbruik nie. Want jy kry mense wat op hoeke van die strate staan, jy moet hulle jammer kry, maar die oomblik wat jy vir hulle iets gee om hulle op te bou, hartlik hulle gewond doen. So waarmee het jy hulle gehelp? As ek hiervan praat, dan of as ek hiervan gevra daaroor, toe kry ek my preek wat ek die vorige keer gegee oor Josef, wat sê hy beskerm Maria en hy beskerm Jesus. En hy sit homself op die agtergrond. Goed, word nie verbitterd nie. Vergewe 70 maal 7 keer 'n dag. Ek wil net gou daar sê, reken nie kwaad nie toe nie, want hierdie twee werk so saam met mekaar. Vergewe, al is dit moeilik. Onthou dat jy nie die verkeerde daad daarmee goedkeur nie. Maar besef dat mense foute maak in die leerskool van die lewe. En miskien kan jy probeer om jouself in iemand anders se skoene te plaas en kyk hoe jy dan sou opgetree het. En dan net waarskuwing. Bitterheid veroorsaak kanker. Want dit is gif wat in die gees en siel versprei en dan die liggaam aantas. Reken die kwaad nie toe nie, pas mooi daarby in. Jy kan dalk tel tot 10 en as dit nie meer werk, dan weet tot 100, afhangende van die omstandighede. Soms soek mense net 'n reaksie, al is dit 'n negatiewe reaksie. So geen reaksie is die beste.
want dan kan niemand jou beskuldig van niks nie. Goed is nie bly oor ongeregtigheid nie. Hier iets waarmee ek dit gesit het, voordat daar 'n paar goedjies van my opgegaan het. As geregtigheid beteken om in 'n staat van reg wees voor saak of voor God te staan, dan sal ek dink dat ongeregtigheid niks anders is as sonde nie. Galasiërs 5 vers 19 tot 21, as ek nie terug pastoor se preek nie, pastoor Dirk se preek, onthou julle dit? Die vrug van die vlees. Hoe gereeld sê ons vir mense, ek is bly vir jou, oor iets wat in hulle lewe gebeur. En het ons gewonder daaroor of dit is waaroor ons so bly is vir hulle, of dit sonde mag wees. Dink gaan die skare wat Jesus gekruisig het. Hulle was bly dat hy dood is, dat hy van sy lering kon ontslae raak. Hulle wou nie hoor wat hy van hulle verkeerde dade sê nie. Volgende keer voordat jy sê, ek is bly vir jou, vra eers waarvoor is jy bly. En dan vra jy jouself die vraag af, is dit die liefde wat ewigheidswaarde het? Is bly saam met die waarheid, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. As 'n mens 'n seer plek het, moet mens eers die wond gaan skoonmaak, voordat jy dit kan behandel. Dit gaan brand, dit gaan klop, maar dit kan nie gelos word nie, want dan sal dit sweer. Daarna kan jy salf opsit en pleister opplak. Jy kan pynmedikasie neem om die simptome te behandel en tyd toelaat vir genesing. Soms moet jy die proses herhaal, afhangende van die wond, maar uiteindelik raak daai plek gesond. Net so ook is dit wanneer ons gees of siel seer gekry as gevolg van sonde. Mense kan stil bly omdat hulle jou gevoelens wil spaar. Of dalk is jy fyn gevoelig daaroor, maar sien net die genesingswerk daarin raak. Jy doen onwetend sonde, iemand doen dit vir jou, dit brand en is pynlik, dat jy dit aan jouself herken. Jy bely dit, en jy begin om die regte ding te doen. Jy gaan nog steeds foute maak, want ons is almal mense, maar omdat jy net die waarheid weet, sal jy dit bely en dit later heeltemal kan afstel. En eendag is jy heeltemal bevry daarvan. Maar hoe sal dit gewees het as iemand die waarheid kon gaan vertel het nie? En dan het ek 'n paar gehad wat vir my baie moeilik was ook, waaroor ek regtig mooi moes gaan dink en mooi gaan bid het, mooi antwoord gekry het. Dit bedek alles. Een van die dinge van 'n altaarwerker is om te hoor as mense vir hulle kom sê wat hulle verkeerd gedoen het in hulle lewe. Vir my persoonlik, so gans wat jy het gesê het, nog sonde bely het, ek wil dit vergeet, ek wil dit nie onthou nie. Maar hoe breed sou dit nie gewees het, as jy met daai inligting uitgegaan het, en vir almal gaan vertel het nie. Ek dink dit is ook om ons enige bedsboks wat ons het, waar mense sê bid vir die, bid vir daai nie, want dan is daar skinder in die kerk. Ongelukkig, die kerk word die eerste aangeval. So die duiwel sal eerst op die skouders van die Christene gaan sit en vir hulle sê, kyk na daai, kyk na daai, kyk na daai. So, en dit is waar Christene by mekaar seer kry. So, bedek alles, so gauw as wat jy het gehoor het, bid dit daaroor saam met daai persoon, vergeet, skryf dit af. Jy weet van niks skryf nie. En hulle sal jou ook nie meer vertrou nie. Want glo alles, geloof dat alles in enige verhouding van watter aard ook al reg sal uitdraai. Dis die naaste wat ek daaraan kom kry. Hoop alles, wanneer dit mense hoop die meeste nodig. Die dag wanneer daar nie uitkoms bly gewees nie. Hoop is vir 'n positiewe uitkoms ten spyte van negatiewe omstandighede. Verdra alles. As jy verhouding met mense bou, sal jy
wanneer jy sensitief is vir ander mense, gou hulle gewoontes optel. En wanneer 'n persoon op sy swakste punt is, kan sommige kribberig raak. Is ek lieflik vir daardie persoon om hom of haar spasie te gee, om in ongelukkigheid en emosie te toon, sonder dat ek offensief raak met hulle houding? Of kan ek daardie persoon met foute en al verdra? Ek kyk graag Married at First Sight, het julle dit al gekyk? Ja. So twee mense wat nog nooit van mekaar gehoor het nie, selfs om twee heeltemal aparte areas van die land bly, sodat mekaar nog nooit gesien nie, ontmoet mekaar die eerste keer vir die altaar. En dan met hulle binne 3 maande groei by mekaar, en dan met hulle besluit sien hulle kans om vir die res van hulle lewe saam met daardie persoon te bly of nie. En dan moet hulle weer kan besluit hulle by ja of nie glad nie, kan die daarmee saamleef nie. Maar wat interessant is van dit, is dat hulle baie vinnig dalk selfs nog in die eerste week al kom hulle seker goed van die maat agter, hoe hulle optree in sekere situasies. Hulle vir my oulik is dat hulle mekaar beskerm. Hulle kom in 'n sekere situasie, mense sal iets sê en dan sal hulle van mekaar cover met dit. En dit is vir my regtig baie oulik, hoe hulle alles gedra. En meeste van hulle druk deur ten spyte van daai tekortkominge. En dan vergaan nimmer meer, tot dit hy uitdaai. Ek het 'n vraag om volksmaal te vra. Kan ek lief bly vir al die mensdom rondom my, tot op daardie dag? Met foute en al. Want Jesus doen deur al die eeue heen. En dan wil ek net vers 13 lees nog. En nou bly daar 3 dinge oor. Geloof, vers 13. Geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Kan ons afsluit. Dankie Vader, dat U ons so lief gehad het, dat U U eniggebore seun gegee het, sodat ons deur hom gered kan word. Dankie Jesus, dat U nie die wêreld geoordeel het na verdienste nie, maar genade betoon het en neergedruk het om vir ons sondes te sterf, en sodoende almal geleentheid gegee het om U as redder aan te neem. Dankie Heilige Gees, dat U die vrug van die Gees is vir ons as gelowiges, en dit in die skil van U liefde toegevou het. Ek bid U, gee vir ons U alkewye liefde in ons harte. Maak ons harte vlees en hol die klipharte rebellie uit. In Jesus se naam bid ek hierdie, want dit is vir die uitbreiding van U koninkryk, en dit is vir 'n stikkende wêreld, balsam vir 'n siel.